Geliefdes, ons lees vandag saam en die woord van die Here kom na ons toe uit Genesis. Nie Exodus nie. Ons is klaar met Exodus, ons gaan Genesis toe. So Genesis is die eerste boek in die Ou Testament. In die eerste boek, die 17de hoofstuk, lees ons saam vanaf vers 1. Ons fokusverse is vers 1 en vers 7. As ons nou wel by Exodus oopgemaak het, is ons 'n bietjie laat in die Bybel, ons moet Genesis toe gaan. Ek lees vir ons vanaf vers 1 en herhaal vir ons fokusverse weer daarna. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige. Leef voor my en wees onberisplik. Ek wil my verbond tussen my en jou bekragtig en jou buitengewoon laat vermeerder. Abraham het neergeval met sy gesig teen die grond en God het met hom gepraat. Wat my betref, kyk, my verbond met jou is, jy sal die vader van 'n menigte nasie word. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees. Want vader van 'n menigte nasie maak ek jou. Ek sal jou besonder vrugbaar maak en jou tot nasies maak. Konings sal uit jou voortkom. Ek sal my verbond tussen my en jou nageslag na jou handhaaf. Deur hulle geslagte heen as 'n ewige verbond. Om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ek gee aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap, die hele land Kanaan, as eiendom vir altyd. En ek sal vir hulle 'n God wees. God het ook aan Abraham gesê, my verbond moet jy nakom. Jy en jou nageslag na jou deur hulle geslagte heen. En dit is my verbond tussen my en julle en jou nageslag na jou, wat julle moet nakom. Elke manlike persoon onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die vlees van julle voorhede. Dit sal dien as 'n teken van die verbond tussen my en julle. Op die ouderdom van 8 dae moet elke manlike persoon by julle besny word, deur al julle geslagte heen. Ook 'n kind uit die huishouding, en die wat met geld gekoop is van enige vreemde en wat nie deel is van julle nageslag nie. 'n Kind uit die huishouding en die wat met geld gekoop is, moet beslis besny word. My verbond moet aan julle liggame wees soos 'n ewige verbond. 'n Onbesnede man, 'n manlike persoon wat nie aan die vlees van sy voorhede besny is nie, daardie persoon moet van sy mense afgesny word. My verbond het hy verbreek. Ons fokusvers vers 1 en vers 7, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige. Leef voor my en wees onberisplik. Vers 7, ek sal my verbond tussen my en jou nageslag na jou handhaaf, deur hulle geslagte heen, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Geliefdes, die tema van vanoggend se preek is: stof 'n bietjie jou doop af. Ons is getuies by die doop vanoggend. Daarom is dit tyd dat ons ook ons doop 'n bietjie afstof. Geliefdes, hoe gereeld maak jy huis skoon? Miskien het jy iemand wat vir jou werk, miskien doen jy dit self, maar hoe gereeld maak jy huis skoon? Elke dag, 1 keer 'n week, 1 keer 'n maand, 1 keer 'n kwartaal, miskien 1 keer 'n jaar. Sjoe. Maar hoe gereeld maak jy huis skoon? Slaapkamer, badkamer, kantoor, kombuis, hoe gereeld maak jy dit skoon? Wat van daardie gastekamer, daar waar niemand kom nie? Net wanneer 'n gas kom kuier, dan al wanneer jy dit skoon maak? Kom ons gaan na 'n paar ander plekke toe. Wat van jou motorhuis? Is dit netjies daar binne? Is dit skoon? Kan ons 'n 3-gang maaltyd daar binne gaan eet? Kom op van die vloer af. Hoe gereeld maak ons skoon? Maar 'n plek wat ook baie min
by gekom word is daai boekrak met al daai klomp ornamentjies en goedjies op. Daai dinge en daai goeders wat op daai boekrak staan. Hoe skoon is dit daar? Is dit afgestof? Wat van 'n boekrak? Maar kom ons raak 'n bietjie meer persoonlik. Hoe lyk jou doop? Is hy stowwerig? Hoe gereeld dink ons oor ons doop? Hoe gereeld besin ons oor wat die inhoud van die doop is? Wanneer daar 'n tipe geestelike gemaklikheid in ons lewe na vore kom, of wanneer daar 'n tipe selftevredenheid inkom, dan word ons doop op 'n hoopie geplaas saam met al die ander gedagtes in ons geloof, die leerstellings van die kerk en die Bybel, en dan vorm daar 'n geestelike laagie stof op. Totdat ons uiteindelik weer by 'n doop is, en dan onthou ons, o ja, maar ek was mos ook gedoop. Kom ons wees eerlik, hoe baie dink ons oor ons eie doop? Ja, ons was klein, paar babietjies gewees, waarskynlik 1 jaar, ons weet nie. Ons kan nie eens onthou wat het ons aangaan. Maar waaraan dink ons wanneer ons dink aan die doop? Dink ons enigstens aan die doop? Behalwe op dae soos vandag. En daarom is dit nodig dat ons daadwerklik weer ons doop afstof om te besef waaroor dit gaan. In hierdie tyd van die wêreldse geskiedenis is dit nou meer belangriker as ooit om te weet wat die verbond van God beteken. Is dit meer belangriker as ooit om te weet wat beteken ons doop vir elkeen van ons. Maar nog meer belangrik wat die Bybel vir ons sê rondom die tydperk toe die verbond in werking gestel is. In hierdie tyd van die wêreldse geskiedenis toe Abraham nou daar was, in Genesis 17 sien ons dat die Here vir hom sê, ek is God. Punt, dubbelpunt, punt, klaar. Ek is God. Met ander woorde, daar's geen ander God nie. Dan gaan hy verder en hy sê, die Almagtige. Punt. So God sê eers wie hy is, ek is God, daar's niks of niemand anders nie. Saam met dit is ek magtig. Niemand anders nie. Wandel voor my aangesig en wees opreg. Of soos hy 2020 sê, onberispelik. Wat insinueer hierdie? Dit insinueer dat ons rein en skoon moet lewe voor die Here. Meer as dit het 'n opdrag dat ons moet skoon lewe voor die Here. So die Here begin daarmee. Hy sê ek is God die Almagtige en dan gee hy die opdrag. Ons noem dit in die akademie die indikatief en die imperatief. God is almagtig, dus moet ons voor hom rein lewe. Maar hierdie oproep en die opdrag is nie net vir Abraham gewees nie, dit is vir elkeen van ons ook vandag. Net so relevant. En besonders ook vandag vir die doopouers, waar hulle 'n belofte maak, om uiteindelik ook hulle kind so groot te maak, vir die wil van God, in die wil van God, om die Here te vrees, om te ken. Maar as ons nou weer terugdink na ons eie doop toe, wat ons moes afstof nou, lewe ons so. Het ons ouers ook ons so groot gemaak om so te leef? Leef ons as ouers wat kinders het wat ook gedoop is in dieselfde, of vergeet ons baie keer hulle is gedoop? Moet ons hulle doop ook dan afstof? Vergeet ons wat is die belofte wat ons gemaak het toe ons as doopouers ook ons kinders kom doop het? Want wanneer ons sê dat ons het ons kind gedoop, maar ons voer nie die opdragte uit daarin nie, dan is ons besig om lasterlik op te tree en valse getuienis te lewer. Dan sê ons, ek het 'n belofte gemaak voor die Here van hemel en aarde, maar ek is te goed om dit na te kom. Van wat se rede ook al. So in Genesis sien ons die verbond. Die verbond wat God met Abraham gesluit het, is ook die grondslag en die fondasie van alles wat verder voortvloei in die skrif. Dit dui op
Nie die verdienste van mens nie, maar op die genade van God. God sluit die verbond. En dan reageer die mens daarop. En ons sien in hierdie verbond, daar's ons 'n dubbel doel. Eerstens om die soewereiniteit van God duidelik te maak. God is soewerein oor alles en almal. En dit sluit dan aan by almagtig. God is almagtig en soewerein. Tweedens is dit 'n oproep om 'n lewe te hê van gehoorsaamheid volgens die wil van God. Hoe ons ook ons kinders moet grootmaak. Hoe ons self ook moet lewe. Geliefdes, het ons mooi verstaan wat dit beteken. Die verbond is ingestel deur die Here. Nie ons verdienste nie. En dadelik kom vat dit alle afgodienaars weg. En dit skei die koring van die kaf. Want afgoderry verwag dat ons moet iets doen vir ons God, voordat ons God iets doen vir ons. Maar ons, wat die gelowiges is en die skrif lees, en die wil van God ken, weet dat God het eers van sy kant af iets gedoen. En nou moet ons 'n lewe leef van dankbaarheid. Want afgode verwag tyd van ons. Dit verwag geld van ons. Dit verwag offergawes van ons. En dan miskien as die gode in ons geluk is, dan sal ons iets kry. En dit is nie die evangelie wat ons ken nie. Dit is nie die evangelie wat ons geleer word nie. Want ons God, hy red ons. Hy stel die verbond in. Hy is soewerein, alwetend, almagtig. Hy doen eers iets van sy kant af. En dan moet ons reageer deur 'n lewe van dankbaarheid. Dit is ook die doel van die verbond gewees, om 'n verhouding tussen God en sy volk, 'n afsondering van alles om hulle te verbind. Ons sien God roep sy volk om 'n lewe te lei anderster as dit wat om hulle plaasvind. Ons het dit herhaaldelik ook gesê rondom die 10 gebooie. Dit is 'n standaard. Die Here gee vir ons 'n standaard om te volg. Nou met die verbond sê hy ook dat jy en jou nageslag moet besny word. So nou lyk hulle klaar anderster as die mense om hulle. Klink dit nie soos iets wat ons al oor gepraat het nie? Wees heilig. Afgesonder vir God se doel. En dit is wat die verbond ook is, afgesonder vir die doel om God te eer, om hom te loof, om 'n uitverkore volk te wees volgens hom, vir hom, om hom te aanbid. Maar dit is nie net 'n eenmalige gebeurtenis in die verlede nie. Dis 'n voortdurende handeling. Die verbond het nie opgehou op 'n stadium nie. Ons word steeds ingesluit by die verbond. Uiteindelik in die Nuwe Testament sien ons dit deur Christus. As ons nou teruggaan na daai beeld toe waarmee ons begin het, van die stof af te vee, ons gaan nie ons antieke meubelstukke los dat dit stof opgehaar tot in lengte vandaan nie. Maar ons sal dit soms 'n bietjie blinkpolitoer. Stoffies afvee. Hoe iemand op pad, die oomlik kom, vee dit af. Dit is 'n voortdurende handeling, 'n voortdurende vernuwing, 'n voortdurende skoonmaak en lewe daarin. Die verbond roep ons op om altyd bewus te wees van die noodsaaklikheid om geestelik ook skoon te maak. Ons word ingesluit by die verbond en daarom is dit nodig dat ons ook so reageer. Wat het ons nou gesê? God doen iets van sy kant af en nou moet ons 'n lewe leef van dankbaarheid. So God stel die verbond in en wat doen ons aan ons kant? Ons lewe rein voor sy aangesig. Die Almagtige. God het in die verbond geïnisieer. Hy het eers dit van sy kant af gedoen. Hy bring nie net 'n belofte van verlossing en werking nie, maar hy roep ons ook tot 'n aktiewe lewe voor hom.
wandel voor my aangesig. En so wanneer dit ook kom by die doop, wanneer ons kinders doop voor God, voor die gemeente van gelowiges, dan sê ons ook daarmee, ons sal ons kinders leer om ook so te lewe in die teenwoordigheid van God. Want God is almagtig. En daarom sal ons rein voor hom lewe. God se handelinge in die verbond is ook radikaal in die tyd waarbinne dit geskryf is. Want net 'n koning sal vir sy volk so 'n verbond laat sluit mee. Abraham het absoluut niks van sy kant af gedoen nie. Nie 'n enkele ding nie. Dit was net God. En dit is in daai tyd baie snaaks geweest, want in daardie tyd sou die persoon wat die verbond sluit en die ander persoon albei iets moes doen van hulle kant af voor die verbond gesluit word. Maar dit is 'n handeling alleenlik van God se kant af. In Genesis 17 sien ons dat God die besnydenis dan laat instel om anders te wees. Daar moet bloed ook vloei. Want dit is 'n diep daad, 'n simboliese daad ook van dit wat sou kom. Die fisiese besnydenis dra 'n geestelike betekenis van reinheid en toegewydheid. 'n Tydlose herinnering daaraan dat ons as gelowiges geroep is om onsself af te sonder spesifiek vir God se wil. Nie ons eie wil nie ons eie selfvoldaanheid nie ons eie geestelike gemak nie, maar vir God se wil. Net soos wat ons daardie meubelstuk sal afstof, moet ons lewe ook in aanskouing neem en besef wat ons doop beteken vir ons. Want 'n doop kan baie maklik 'n statiese gebeurtenis wees en sê, ja, maar ek het my kind gedoop. Tjik. Nou moet ons net wag vir belydenis. Okay, dit is gedoen. En dit is nie waaroor die doop gaan nie. Ons word ingesluit by die belofte wat gemaak is deur God in Genesis 17. En dit het ook in daai tyd 'n aanloop gehad van hoofstuk 12 af. 12, 13, al die pad tot 17. Daar was 'n opbou gewees tot die verbond. Dit kan baie maklik net 'n ding wees om te doen. Maar vanoggend word ons herinner aan twee dinge. Eerstens, die manier hoe ons kinders moet grootmaak in die wil van die Here. En tweedens, ons wat volwassenes is, wat reeds gedoop is, om ook te herinner te word en mekaar daaraan te herinner, dat dit voortdurende vernuwingsproses is. Dat ons voortdurend moet terugdraai om voor die Here se aangesig heilig te lewe en rein te lewe. Dit is 'n geestelike skoonmaak, 'n geestelike proses waar die Heilige Gees ons kom ondersteun daarin. Die Heilige Gees lei ons ook om te besef daar waar daar nog stowwerigheid is wat ons nog nie aandag gegee het aan nie. Die Heilige Gees kom herinner ons aan die geestelike uitdagings en die onderdrukking van sonde wat daar in ons lewe nog is, wat ons dink oukei is. Die Heilige Gees kom herinner ons daaraan om anders te lewe as die mense om ons, want ons is anderster. Ons kinders van God. 'n Nuwe identiteit wat ons gekry het in God. Soos die besnydenis 'n teken was van 'n verbond wat deur God self bevestig is, so is die doop ook vandag 'n teken van die verbondsbelofte van die Here. Dit is juis hiervoor waar die Heilige Gees ons versterk en verseker. Want dit is wat die doop ook is. Dit is 'n teken van die verbond en dit is 'n seël dat dit wel so is dat ons 'n kind van God genoem word. En wanneer ons ook vandag met die water doop, is dit nie net water nie, maar dit is 'n herinnering daaraan dat ons daagliks skoon gewas is deur die bloed van Christus.
ons terug te draai na hom toe, weg van ons sonde en ons swaar kry onder leiding van die sonde. Want geliefdes, die bloed van Christus het ons daadwerklik skoon gewas. En ons word daaraan herinner deur die doop. Waar die besnydenis 'n teken was, is die doop 'n teken. 'n Seël, 'n versekering. Ons sien dat Christus ook 'n offer, 'n tydlose offer in vervulling gebring het, soos ons lees in Kolossense 2 vers 11 tot 12. Waar ons herinner word aan Christus se lyding, sy dood, die ternelle neergedaal het en weer opgestaan het uit die dood. En hoe dit vir ons 'n werklikheid word, waar ons besef, ons is ingelyf as kind van God, ook by hierdie verbond. Die saak rondom die doop is eintlik heel eenvoudig. Ons word ingesluit as kind van God, by die volk van God, en ons leer ons kinders om ook die Here so te leer ken. Maar hoe ouer ons word, hoe meer daadwerklik moet ons ook daarin leef, om onsself elke dag te ondersoek. En besef ons is deel van die volk van God. En met dit is daar implikasies dat ons moet rein lewe voor die aangesig van die Here. Die doop is 'n sigbare teken van dit wat ook in die geesteswêreld gebeur. Die doop is 'n sigbare teken van dit wat eeue voor ons gebore is gebeur het. Die doop is die sekerheid dat ons deel is, ingesluit word. Christus, wanneer ons vandag na die doop kyk, deel het in die doop, word elkeen van ons geroep daartoe om getuies te wees dat die dooppaar daadwerklik hulle kinders volgens die wil van God grootmaak. Ons is nie net toeskouers nie. Ons het 'n aandeel daarin. En wanneer ons dan vanoggend deel het in die doop, moet ons ook die doopouers vir hulle wys en sê, waar is jou kind? Maar so het elkeen van ons ook 'n ander oproep vanmôre. Ons eie doop ook af te stof en opnuut te besef waaroor dit gaan. Ons word geroep tot 'n hele nuwe lewe, ingesluit as kind van God. Hoekom sal ons dan die rein wil lewe voor sy aangesig nie? Deur die eeue lank is die verbond daar, en die Here handhaaf dit steeds van geslag tot geslag. Hy is getrou. Hy is inderdaad almagtig. Hy is ons God en Vader. Ons is sy kinders, deel van sy koninkryk. En geliefde gemeente, daarom is dit nodig dat ek en jy opstaan, die vredestoffer kry en ons doop weer opnuut afstof. Amen.